Welkom terug. Nou, die bekende musikant, skrywer, jy weet, akteur, storieverteller Reggie Peace is vanoggend hier om te gesels oor sy splinternuwe boek, die, jy weet, Vredemaker. Goeiemôre Reggie. Hi. Dis lekker om jou vanoggend hier te hê en te gesels oor hierdie Vredemaker boek. Hierdie moet ek vir jou sê is 'n boek wat ek nie kan neersit nie. Ek het hom begin lees en ek wou net aanhou lees en meer lees van jou storie want dit is so mooi geskryf. Dis so eg geskryf. Jy weet, baie keer tel jy 'n boek op en jy's so dit voel of dit te fancy is om amper te verstaan, maar hierdie verstaan en praat ook met die hart, wat vir my verskriklik mooi is. Vertel vir ons oor jou skryfproses. Hoe werk die skryfproses vir jou? Natuurlijk gaan sit ek. Ek forceer myself soms om net te gaan sit en te skryf en ek weet dis iets wat klaar moet gemaak word. So die skryfproses is gewoonlik vir my, ek staan vroeg in die oggend op en dan begin ek net te skryf. Of ek het my oggendroetine en dan skryf ek vir so lank as wat ek kan tot ek moeg is. En dan ja, ek doen dit vir weke, vir maande. Soos met dit was dit soos 'n hele paar maande geweest. Eintlik 2 jaar so. Ja. Maar nie elke Ja. dag. Reggie, hierdie boek wat oor jou lewe gaan. Kan 'n mens so half bespreek in sê mense maar 3 fases in 3 afdelings, maar nou praat 'n mens diep van jou lewe ook, nê? So ek wil nie te veel wat sê wat ek dink nie, want dis jou lewe op die einde. Vertel ons wat is die fases van die lewe? 'n Mens moet nou eers van ons ken nou al jou storie en weet waar jy vandaan kom en net baie respek vir dit wat jy vermag. Maar net vir die publiek daar buite. Jy is op 'n baie jong ouderdom, as hulle die boek lees, sal ons nie alles weggee nie. Sal hulle sien dat jy 'n baie moeilike kinderlewe gehad het. Waarin jy self moes optel. Vertel ons van daai eerste stuk. Ja, so dit was in Shoreville geweest in Gqeberha. Toe was dit Port Elizabeth geweest. Dit is basies die bruin gemeenskap in die northern areas van die Bay. En ja, dit was die gesukkel. Dit was die fondasie wat ons gehad het, wat ek en my broers en my ouers groot moes geword het. En dit was moeilik geweest want armoede, dis een woord wat basies baie beteken. Ja. En die gesukkel en ja, om aan deure te gaan klop vir kos en net om te strewe, so hard te strewe. Jy's 'n goeie mens en alles, maar dit trek jou net af. So die eerste 13 jaar was heavy geweest met geboelie, abuse en natuurlik soos ek gesê het, die armoede. Die volgende fase is jy na die kinderhuis toe en op hoërskool eintlik baie goed gedoen vir jouself. Ten spyte van die feit, ek gaan mens nou sê fisies goed gedoen, emosioneel, jy weet later besef jy het nog 'n klomp goeders om deur te werk en dan ook universiteit. Vertel ons van daai fase van jou lewe. Yes, toe so my ouers, my pa, my ma was oorlede en toe ek was die een wat soos aan deure gaan klop het om aan 'n kinderhuis te kom. En toe eindig ons in MD Smith kinderhuis op. En ja, toe nie eens lank toe sterf my pa. Toe gaan ons nou natuurlik na die kinderhuis toe, ek en my jonger broer Roman. En ja, in die kinderhuis, dit was 'n interessante fase vir my geweest, want dis nie maklik om in 'n kinderhuis groot te word. Hier kom ek met my trauma en nou as jy gemeng met 100 ander kinders met hulle trauma wat hulle mee moet deel. Maar wat dan gebeur is, die een kind, hoe hy of sy deel met haar trauma is, deur stout te word, deur te rook, te drink, of om die pyn af te druk. Die ander kind wil weer presteer, of sport doen, eers in die klas wees, en dit was ek gewees, ek het net gestrewe, maar it was a chasing after the wind. Want eintlik wat ek na toe gestrewe het, is om myself te aanvaar. Hoe gaan dit met Reggie nou? Vandag daar waar jy sit, boek geskryf. Hoe gaan dit met jou vandag? Ek is in die beste fase in my lewe. Hoekom ek dit sê is omdat ek is okay met myself. Ek is nog ja waar ek wil wees natuurlik, maar ek het tot die punt gekom waar ek sê, of waar ek in die spieël kan kyk en ek kan sê, hey man, I'm proud of you. Ek is trots op jou. Ek is lief vir jou. En ek dink dit is die punt na waar ons almal wil kom in die lewe. So vir my op die oomblik kan ek sê ek is trots op jou. Nie oor wat ek gedoen het en wat ek oorkom het, maar wie ek is as 'n mens. Reggie, 'n mens sit en wonder, wat is dit?
Wat is dit wat 'n kind dryf om te strewe in die kinderhuis of om uit sy omstandighede uit homself 13 jaar homself te kan red, te kan aksie neem. 'n Mens wonder, as ek nie in daai situasie is nie, sal ek dit nie verstaan nie. Wat is daai dryf gewees? Wat was binne in jou wat gesê het ek moet op boontoe, ek moet klim, ek moet presteer, ek moet streef. Wat het dit getrigger? Om eerlik met jou te wees, ek weet jy, want ek voel dis seker die siel binne my. Want baie keer as baie dinge wat ek nie kan antwoord nie, en dit is een van dit. Ek het net ietsie binne in my net vir my gesê natuurlik, dis soos nee, ek moet die uit. Ek weet as ek is tot there must be better, I moet beter Maar vir wees. baie mense is dit 'n spiraal Ja. waarin hulle gevang word, nê? En om uit te skiet uit dit uit is soos jy Engels exceptional. So vir my was dit, soos ek gesê het, ek weet nie, wat ek dink het, is definitief die siel binne my, wat geweet het, wat ek nou besef is, ek is in Shorteville, ingebore, maar ek was daar geplaas om deur die plek te kom. Dis nie die plek wat my define nie. Ja, wow, sjoe, groot woorde daai. Reggie, jy praat baie oor jou geloof reg deur die boek en is ook so, jy weet, up and down en soos wat dit maar is en ek hou van hoe eerlik jy praat oor jou geloof. Maar watter impak het jou geloof op jou gespeel om jou te help reg deur jou lewe? Geloof is eintlik alles, want ek sê ook by die boekbekendstelling dat geloof is jy loop 'n pad wat jy nie sien nie. Is blind faith. So ek staan op soos nou met dit, dis soos ek weet nie waarin ek op pad is. Ek weet nie wat die volgende stap is nie. En so ek loop basies op 'n blinde met oë wat ek kan sien nie, Ja. maar dalk met 'n hart wat kan voel en ja, 'n kop wat kan voel. So dit was my alles gewees. As ek die faith gehad het, as ek die geloof gehad het, ek dink dat 'n verskil tussen belief en geloof natuurlijk. Maar dit gaan alles oor die blindheid, die streven nog steeds. Ek is in 'n wedloop. Ek weet nie wat volgende gaan gebeur in my lewe nie of in die wedloop nie, maar ek gaan aan. Ek weet nie of wat donker fase gaan wees of 'n ligte fase nie, maar ek gaan aan en ek loop so. Dit gaan net eintlik oor die geloof. Sjoe. Reggie, ek hoop regtig met hierdie boek Vredemaker inspireer jy soveel, ek wil sê jong mense, maar mense, want ek dink enigiemand wat hierdie boek optel, ja, dit kan nie anders as om geïnspireerd te wees nie. So dankie dat jy weet jou hele lewe in 'n boek gesit het en ek dink ook tog so half blootgestel moes voel ook om te skryf oor alles in jou lewe. Dit vat guts eintlik. En ek eintlik net dankie vir die wonderlike boek en dankie vir die kuier vanoggend. Baie dankie vir julle vir die geleentheid. Kyk, as daar nou een boek is hierdie jaar wat jy definitief wil lees, dan is dit Vredemaker van Reggie Peace. Doen jouself guns, jou lewe gaan eintlik nie weer dieselfde wees nie.